Gerry klink hy nie bietjie hard nie, hy klink baie hol hier by my, ek weet nie hoekom nie. Is dit reg? Ok, right, soos ons reeds gesê het, die tema vanoggend is geen krag kry hier in ons diens is op jou tablet of op jou smartphone beskikbaar, ten spyte van die feit dat die krag af is, jou smartphone of jou tablet moet net krag hê en 'n internetkonneksie. So, krag is af. Vanoggend, ek staan nooit op, ek het 'n long range tank. Ek het nie nodig om in die aand op te staan om badkamer toe te gaan nie. Maar vanoggend vir een of ander rede, 5 minute voor 5, toe is ek wakker. En ek besluit, ons moet maar die tank 'n plan mee maak. En op pad toilet toe. Nou my vrou slaap naast aan die badkamer. En so het ek opstaan, toe sy op. Ek sê nou, sy sê nee, ek gaan badkamer. Ek sê maar ek's op pad, sy sê maar ek's eerste. En dan gaan sy. En toe ons terugstap bed toe sê sy, oor 'n paar minute gaan die ligte af. En toe ons gaan sit op die bed, woep, donker. En soos iemand reg in die week gesê het, 'n mens is dankbaar as hulle die krag afsit om dit te onderhou, eerder as om die krag af te sit, want hulle dit nie onderhou nie. So ons is dankbaar en ons sê vir die Here dankie dat ons stadsraad die goeie werk doen om die goed te onderhou en te installeer wat moet geïnstalleer word, en ons hoop niemand kry seer nie, want water en elektrisiteit meng nie. Maar in elk geval, so die krag is af, as jy nog nie agtergekom het nie, daar is die krag nie. En die van julle wat al in die afgelope tyd, het ek met soveel mense gepraat oor die krag wat af is en load shedding en besighede wat hulle self gereed kry en generators wat loop en de relay switches op generators en wat dit kos en hoe dit ook al sê en wat ook al. En ek wil net sê, hier is redelike, ons het die generator direk op die DB-bord gekoppel, daar is niks van pass switches en ons het hom gebrug en ek weet nie wat als nie, so dis 'n redelike onveilige konneksie, maar ek het dit, Gerry, jy gaan net hierdie stuk van die DVD uitsny. Ok, right, ok, so, die krag is af, een of ander rede, baie keer, en vanoggend is Saninsin af, en die hele storie het my laat dink, en ek dink die Here het 'n sin vir humor, want toe, ek gaan tik toe in, krag, die woord krag op e-sort, en ek sê, maar hoeveel keer kom dit in die Bybel voor? Verskriklik baie. Krag word baie gebruik in die Bybel, nogal 'n klomp keer oor Samson. Ek wil net hier iets sê, gister, by daai damdag, met die tieners, toe is een van ons jong volwassenes wat die groepe lei op Sondaгаand en ons is vanaand weer aan die gang. Hy is 'n redelike fikse man en hy oefen baie en hy doen crossfit en ek weet nie wat nie, maar hy trek sy hemp so uit. En toe hy sy hemp so uittrek, toe lyk hy soos 'n Men's Health advertensie. En toe hy sy hemp uittrek, net daar, toe besluit ek, vandag sien julle my nie op 'n tube nie. Hierdie lyf gaan se krag kom van binne. Daar's niks op display nie. Die spiere is, maar ek het die jong mense ook dopgehou, die dames, die jong dames, het nogal dit geniet om te sien op die ski en so. Maar in elk geval, dit het my laat dink aan hierdie hele ding rondom krag en dinge, en nie daai soort krag nie, elektriese krag. En ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat sê die Bybel? En waar kom krag vandaan? Waar behoort ons as mense ons krag vandaan te kry? Want duidelik is Eskom nie die mees betroubare bron nie. So, maar ek praat nie van daai soort krag nie, ek praat ook nie van die krag wat kos vir jou gee nie, want dis 'n diskussie op sy eie, wat moet jy eet en wat mag jy nie eet nie, en die een oomblik is Tim Noakes die hero en hy verkoop die beste boeke op aarde, en die volgende oomblik moet hy voor die mediese raad verskyn en homself verduidelik, en ek weet nie wat als nie, so ek weet nie wat ons mag eet en nie mag eet nie, ek eet maar net wat op my bord is. Maar die krag wat jy kry uit kos en die krag wat jy kry uit slaap, hou nie. Enige iemand met babas in die huis sal vir jou sê, daar's daai krag, mens, dit voel of dit nooit genoeg is. So waar kry jy die krag om elke dag aan te gaan? Sommige mense sal antwoord, ek kry my krag uit my kinders uit. My kinders dryf my. Om my kinders gelukkig te sien en om vir my kinders te voorsien en om vir my kinders te help en langs die sportveld te staan en te sien hoe my kinders presteer, dit gee my krag, dit dryf my. As ek by die werk is elke dag, as ek insit wat ek insit, ek doen dit terwille van my kinders, want dis waarvoor ek lewe, dis waar my krag vandaan kom.
Iemand anders sal sê, maar my krag kom uit my werk. My werk is vir my 'n passie. Ek kan nie glo ek word betaal daarvoor nie. Dis vir my amazing om my werk te doen en te sien hoe dit mense verander. En party mense wat onderwysers is, voel so oor onderwys en prys die Here vir julle. En party mense wat boeke doen, voel so oor nommers in blokkies skryf en prys die Here vir sulke mense, want dit sal my doodmaak, maar in elk geval. En party mense voel so oor boer en ek sal nie kan boer nie. Ek stres te veel oor dinge wat buite my beheer is. Maar party mense sê, dis waar ek my krag vandaan kry, uit my werk, en hoe dit my gelukkig maak. En ander mense sal sê, ek kry my krag en my motivering uit die feit dat ek besig is om te spaar vir hierdie nuwe motorfiets, wat my vrou nie van gaan weet nie, hy gaan by my vriend staan, of ek spaar vir hierdie nuwe dit, of ek spaar vir hierdie nuwe dat, of wat ook al, en dit dryf my. Dit gee my krag. Maar al daai goed is tydelik. Dit kan nie vir jou voltyds krag gee nie, want wat gebeur nou as jou kinders nou uit die huis uit gaan en hulle vergeet om jou te bel, en nou leef jy nie meer vir jou kinders nie, hulle leef ook nou nie meer vir jou nie, elkeen leef vir homself, of jou werk, jy kry 'n nuwe baas en die baas is ongeskik met jou en nou is daai passie weg, of dit wat jy voor gespaar het jy nou, en nou het jy hom die motorfiets gekry en die eerste keer toe hom ry toe breke, en nou staan hy daar en jy nie geld om te onderhou nie, want jy het al jou geld gebruik om hom te koop, en nou staan hy. Waar kom jou krag vandaan? Wat dryf jou? Wat behoort jou te dryf? Nou as jy in die Bybel kyk, as jy die Here sou vra, dan antwoord hy die volgende, ek weet nie waar die W-een is daar nie. Psalm 18 vers 33, God rus my toe met krag. Hy maak my pad veilig. So die Bybel is hier en op baie ander verse, daar's baie verse wat dit sê, jy kan dit gaan soek. Wat sê dat ware krag, die krag wat die moeite werd is om te hê, die krag wat my laat aangaan ten spyte van wat my omstandighede is, daai krag kry ek net by God. Maar die punt is, dis so, ja, dis mooi, dis soos wanneer iemand vir jou sê, die Here troos jou wanneer iemand dood is, of wat vir jou sê, jy weet, daai leefwoorde, dis so, ja, ek het dit gehoor, maar wat beteken dit? Hoe kry ek dit reg? Nou gelukkig is die Here se Bybel, die Here se woord is prakties. Hy sê, dis hoe dit werk, die stem van die Here is magtig. Ander woorde, krag kom uit die stem van die Here, en as jy my nie glo nie, gaan lees die skepping. God het gespreek, en dit het gebeur. Nou, ek weet nie, ek het al gesien dat mans het baie vermoë met hulle stemme, as dit by troeteldiere kom. Maar weet julle wie die meeste krag in hulle stem? Is 'n vrou. Gisterand weer by 'n plek gewees, en as jy by die badkamers ingaan, is daar so 'n bord, nou die mans is die kant en die vrouens is die kant, dan staan daar, men go left, because women are always right. Maar selfs magtiger, 'n vrou het baie keer nie eens haar stem nodig nie, dis net 'n kyk. Dis net 'n kyk, dan weet jy. Of hoe sê Mark Gangor altyd, as 'n vrou vir jou sê, as jy vir 'n vrou iets sê en sy sê, ekskuus, sy wil nie hê jy moet herhaal wat jy gesê het nie, sy gee jou 'n kans om te dink oor wat jy gesê het, en om dit oor te sê. Nou, selfs magtiger as die stem van 'n vrou, of 'n man, wanneer dit by troeteldiere kom, en soms die kinders, is die Here. En as die Here se stem magtig is, dan moet ek en jy vir mekaar vra, waar hoor ek God se stem? Dit is baie eenvoudig. Deur tyd met God te spandeer in die Bybel, en Bybel te lees, maar ook om kerk toe te gaan, of in 'n selgroep te wees, daar waar ek God se stem kan hoor, 1 tot 1 of in 'n groep. Dis waar ek my krag kry. Dis waar krag vandaan kom. So dis redelik prakties. Die Here sê, as jy krag wil hê, as jy krag nodig het, my stem laat dinge gebeur. As ek sê, laat daar lig wees, dan sal lig. As ek sê, laat dit reën, dan het reën. Jesus het vir iemand gesê, staan op, en hy het opgestaan uit die dood uit. So duidelik is daar krag in God se stem, krag wat ek en jy nodig het. En laasweek het ons gekyk na God se beloftes, en hoe God se beloftes van toepassing is op elke ding in my lewe. En dit is God wat praat, en God wat inspreek in my en jou lewe, en goed sê oor ons omstandighede. As die Here 'n belofte maak oor my en jou lewe, en oor my en jou omstandighede, en hy spreek dit, wie's ek en jy om daarin te twyfel, maar ons doen dit die heeltyd, en dis hoekom ons voel ons het nie krag nie. Want ons is nie ingeprop by die Here nie.
Ek gaan nou daaroor praat, want ons by die laaste vers kom hieroor. Jesaja 30 vers 15, so sê die oppermagtige Here, die Heilige van Israel, eers as julle na my toe draai, en tot rus kom, sal jy gered word. Deur stil te raak en te vertrou, sal jy sterk word, of soos in die ou vertaling staan, sal jy krag hê. Nou vanoggend, baie dankie, Dynamis preek harder vir my as ek vir Dynamis. Vanoggend toe hardloop ek hier rond, en ons sukkel om die generator op te start, en 'n oom wat so bietjie ouer is as ek in jare, kom na my toe, hy sê vir my, Johan, rustig, jy worry te veel. Dit sal regkom. En hy was reg. En hy het nie geweet, ek gaan hierdie teks preek, en die Here het vir my die teks gegee in die week, en ek het weer nie geluister nie. Waar kom my krag vandaan, wanneer daar 'n krisis is, of wanneer dit moeilik gaan, of wanneer dit rof gaan, deur stil te raak by die Here, deur te vertrou, dat God groter is my omstandighede, dan sal ek sterk wees. Dis waar ek stil word, is deur my alleentyd met die Here. Deur Bybel te lees, maar deur ook te bid, en bid kan enige plek gebeur, enige plek, enige tyd. Ek weet, die afgelope week het soveel mense, toe dit gereën het ek foto's gesien van mense wat in die reën gaan dans het, of op hulle knieë neergeval het, en vir die Here dankie gesê het vir reën. Of sommer hulle karre langs die pad gestop het, en vir die Here begin loof en prys het, en net gesê het, want dis die punt, jy hoef nie net te bid, en dankie te sê, en te vra, en te whatever, as dit moeilik gaan nie, en ook as dit goed gaan. Dis waar ons krag lê, is by die Here. En Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here hoop en die wat op die Here hulle hoop stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arend, ons het laas Sondag hierdie vers ook aangehaal. Efesiërs 6 vers 10, ten slotte, dis Paulus wat dit sê, is nie einde van my preek nie. Ten slotte, vind krag in jou verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte, en dis die punchline. Hoe kry ek my krag by God? Deur verbind te wees aan God. Toe ons hierdie waaiers geïnstalleer het hier teen die mure, het met 'n boormasjien gewerk om die gate in die muur te boor, en op 'n stadium nou, die kragpunt is op 'n punt, en jy's op 'n punt, en jy's op die leer, en op 'n stadium toe wil hierdie boormasjien, toe ek die boonste gat wil maak, toe wil hierdie boormasjien net nie werk nie. En stresprinses wat ek is, onmiddellik vloek ek die boor, ek nie gevloek nie, ek het net gesê, wat gaan nou aan met die boor? Nie gevloek nie, beloof. En kwaad en moeilik, en wat gaan aan, en hierdie verdomde boor, en is 'n splinternuwe boor, en nou soek jy die fout, jy weet, wat gaan aan, en op jou einde, baie eenvoudig, ek het hom te ver getrek, toe trek die verlengingskoord uit die krag uit, en hy het nie krag nie. Rol bietjie meer van die verlengingskoord af, nie so lui wees nie, prop hom weer in, krag. En daai verbintenis tussen die boormasjien en die kragbron, daai kabeltjie, dis nodig. En toe ek die diens voorberei en die boodskap voorberei, toe besef ek maar, hoeveel mense het al in die verlede vir my, en ek het dit ook al self gesê, dan sê hulle vir my, is lekker om kerk toe te kom, ek kry my batterye gelaai. En ek dink toe oor hierdie ding van batterye laai. As ek sê, ek kom kerk toe om my batterye te laai, of ek spandeer my tyd met die Here om my batterye te laai, dan beteken dit, ek los die Here daar, en nou gaan ek in my batterye alleen aan. Daai konneksie het ek nie nodig, totdat ek het weer nodig het nie, tot my batterye, my eie krag uitgehardloop het nie. En ek weet, dis nie heeltemal wat 'n mens bedoel wanneer jy dit sê nie, maar dink bietjie daaraan. Ek dink nie ons konneksie met die Here is baie lank nie. Dis nie 'n 50 of 'n 100 of 'n 200 meter of 'n 200 kilometer verlengingskoord nie. Ek dink is 'n 30 centimeter konneksie, so. En ons moet daai verbintenis behou, en daai verbintenis is net moontlik deur een ding. Kyk hoe mooi lyk die kruis volgens. Jesus het aan 'n kruis gesterf, sodat daar tussen my en God 'n konneksie kan wees. Sodat ek vir die Here kan sê, Here, ek het U nodig. Wees U my Vader, ek sal U kind wees. Here, vergewe my sonde. En dan begin daar hierdie verhouding.
hierdie koneksie, hierdie verbondenheid wat Paulus van praat. En dan sê hy, en dan begin daar hierdie krag vloei. Die krag wat God het, word die krag wat ek het. En dis ook 'n verbintenis met God het. Maar sien, ons dink, daai verbintenis werk op ons terme, en soos ek dit wil hê, en wanneer ek dit nodig het, en wanneer ek nie goed genoeg is nie, en wanneer my krag nie goed genoeg is, dan sal ek die Here se naam aanroep. En dis verkeerd, ons het die Here se krag nodig, 24 ure 'n dag, selfs wanneer jy slaap. Hoeveel mense in hierdie gemeente het my al vertel, dat hulle in die oggend wakker word, of in die aand wakker word, en hoor, daar's iemand in die tuin. Maar met hulle gebeur daar niks. Nie vir die jong mense gesê gister nie, maar toe ons een van die bote was so 'n vlot bedryf gewees, toe ons hom van die water afhaal, toe klim daar van daai vlot af so 'n groot spinnekop. Ek praat van 'n meneer. En hy's kwaad. Hy staan so in die lug en hy wys tande en hy toe's daar iemand wat baie groen is, jy weet, daai ken daai groen treehugger tipe mense, help die spinnekoppie, kry hom terug in die bos in sy natuurlike habitat, en al wat ek wil doen is so maak. En toe dink ek by myself, heel dag is daai spinnekop en daai kinders op dieselfde boot, en nie een van hulle is gebyt nie. Hulle het nie eens geweet hy's daar nie. En so is dit met my en jou. Die Here is daar die heeltyd. Hy beskerm ons, hy is ons krag, hy is ons ondersteuning. En as ek dink hoeveel keer ek al moontlik in 'n ongeluk kon gewees het, of hoeveel goed al in my lewe kon verkeerd gegaan het, wat die Here my teen beskerm het, dan besef ek net een ding, en dit is dat ek en jy het God se krag meer nodig as wat ons bereid is om te erken. Maar ons is soos daai boormasjien, ons beweeg al verder en verder van die Here af. En eventueel dan trek daai punt uit. En die Here sê, wel as jy op jou eie wil aangaan, dan moet jy maar op jou eie aangaan. En as jy nie meer kan operate nie, dan moet jy maar terugkom en weer inprop. En dis wat ek en jy hierdie jaar moet besef, dat ons krag kom van die Here af, nie van onsself nie. En ek en jy het God nodig. Wat het jy nodig om hierdie jaar te doen? Ek weet nie, jy weet nie. Ons het die afgelope 2-3 weke sê ons het vir mekaar met die begin van die nuwe jaar. Ons weet nie wat die jaar vir ons voorlê nie. So omdat ek nie weet wat die jaar vir my voorlê nie, het ek God nodig vir alles. Ek kan alles doen deur God wat vir my die krag gee. Alles. En alles is alles. Maar daar staan nie, ek kan alles doen deur Tim Nouk se dieet wat vir my die krag gee nie. Ek kan alles doen deur CrossFit wat vir my die krag gee nie. Daar staan nie, ek kan alles doen deur my vrou wat my inspireer nie. Daar staan nie, ek kan alles doen deur my kinders wat my dryf nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan, ek en jy kan alles doen deur God wat ons krag gee. So wat sê ons vir mekaar? Baie eenvoudig. Dat ek en jy, ons krag kom uit 'n verhouding met die Here. En hoe lyk 'n permanente verhouding? 'n Permanente verhouding het 'n begin. My en Shamaine se verhouding was nie permanent nie, tot die dag wat ek voor 'n kansel gestaan het, in Pretoria Oos, al langs Loftus, Goubulle, ons het daar gestaan, en in die kerk gestaan, en party van die gaste was laat, en toe hulle almal in is, en toe sê ons, as dit, en kyk vir mekaar, en ek het daai oggend niks geëet nie, het was oggendtroue gewees, ek was bang ek pas uit, en ek het gebewe want dit was koud, maar ek sê dit was koud, maar eintlik was dit omdat ek bietjie senuweeagtig was vir die saak. En ek het nie geweet of ek ooit goed genoeg gaan wees vir hierdie fenominale vrou wat die Here vir my gee nie. En daar staan ons en ons sê vir mekaar, ek gee my lewe vir jou en jy gee jou lewe vir my. En vandag, amper 20 jaar later, verdra sy my nog steeds. En ek sê die Here daarvoor dankie. En daar's 'n permanente verhouding. Want sy het gesê, haar lewe behoort aan my, en ek het gesê, my lewe behoort aan jou. En die Here het gekom by die kruis, en hy het sy seun laat sterf, en hy het gesê, ek gee my lewe vir jou. So hy het klaar die kaart op die tafel gesit, maar ek en jy moet gaan en sê, maar Here, ek gee my lewe vir u.
Nou toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy daar hy het nie daar gestaan en gesê, nee, maar hy wil nie sy lewer vir jou gee, hy wil nie sy niere vir jou gee, hy gee alles, hy het alles gegee, alles wat hy gehad het om te gee, het hy gegee. Maar ek en jy, ons wil ons lewe vir die Here gee, maar net dele van ons lewe. Nie alles nie. Ons doen nou, ek is 'n kindjie klein, Here maak my hartjie rein, Here vat my hart, maar moenie my werk vat nie. Moenie my toekoms vat nie, Here my toekomsbesluite, ek wil hulle alleen maak. Here my kinders, ek sal hulle beskerm. Here my geldsake, ek sal dit uitsorteer. Here, ek en die Here in die Bybel, ons is so. Maar Here is besigheid. 'n Verhouding het 'n begin, maar as hy klaar begin het, dan sluit dit alles in. As ek weg is van Charmaine af, dan is ek nie minder met haar getroud nie. Ek is met haar getroud. En daai verhouding beteken, ons is verbind aan mekaar, maar ons spandeer ook tyd saam. My en Charmaine, 'n huwelike verhouding kan nie groei as ons nie met mekaar tyd spandeer nie. Dit kan ook nie groei as ons nie met mekaar praat nie. Dit kan nie. Ek en sy het nodig om met mekaar te praat die heeltyd. En ons mans is so goed daarmee, hierdie praat ding, dit kom so van self. En wat nog makliker vir ons mans is om te luister. Maar ons het nodig om met mekaar te praat. En dis hoe verhouding werk. Nou as dit die waarheid is, dan werk my verhouding met die Here op presies dieselfde basis. Ek kry my lewe deur God. Ek gee my lewe vir hom, hy gee sy lewe vir my. Hy gee my krag deur my tyd wat ek met hom spandeer, deur my stilte tyd, een keer 'n dag, een keer ergens in jou dag, somewhere deur kerk toe te gaan, soos en wanneer ek kan, deur in 'n sel of 'n Bybelstudie of een of ander groep te wees, en te sê, maar daar's tyd wat ek met die Here spandeer, en heel belangrikste is om met God te praat. En gebed, as jy dit nog nie agtergekom het nie, is 'n twee-rigting gesprek. Wanneer jy bid, hoeveel keer het jy al gebid, dan gebeur daar iets in jou kop. Jy bid en jy praat met die Here en dan skielik dan dink jy, die kar dis die Here wat vir jou sê, jy moet vir daai saak bid. Of jy kry hierdie gedagte oor iets by die werk, dis die Here wat sê, bid daarvoor. Of jy dink aan iemand met wie jy beklei het, en dis die Here wat vir jou sê, gaan maak vrede. Gebed is 'n twee-rigting gesprek, en ek dink ons dink gebed is soos 'n shopping list. Dis 'n deel daarvan, om my behoeftes vir die Here te gee, is 'n deel daarvan, maar die Here het ook behoeftes wat hy met my wil deel. Goed wat ek moet doen, nie net goed wat hy moet doen nie. En die Here wil dit vir jou doen, want hy is jou hemelse Vader, en hy is lief vir jou, en hy doen dit met graagte, net soos enige pa, enigiets vir sy kinders sal doen. Maar net soos enige pa, sal ek vir jou sê, die Here wil ook hê dat jy soms luister. So. Ware krag, die krag wat ek en jy nodig het, nie die Eskom krag nie, nie die krag uit kos of krag uit slaap nie, die krag wat ek en jy nodig het om elke dag aan te gaan en kans te sien vir die lewe, kom uit daai verbintenis met God, daai verhouding wat ek het. In die feit dat ek my vertroue in hom stel, dat ek by hom stil word, in plaas van om 'n sien te maak in die wêreld. Nou ek wil gou vir jou sê, daar's 'n toets, oor hoe sterk is jou koneksie, hoe naby is die koneksie, maar ek is redelik seker dat ten minste een van die vrae gaan jy nie van hou nie. So, eerste vraag is dit. Maak jy daagliks tyd vir God 1 tot 1? Daagliks. Is daar in elke dag 'n tyd, of jy kerk toe gaan of nie daai dag? Is daar 'n tyd wat jy sê, Here, nou is dit my tyd met U? Lees 'n dagstukkie, lees 'n stukkie die Bybel, praat met die Here, gebed, daai ding. Maak jy tyd daarvoor. Want as jy nie doen nie, dan gaan daai koneksie nie so sterk wees soos hy hoe nodig het om te wees nie. Doen jy moeite om saam met ander tyd met God te spandeer? Kerk, hoeveel keer was jy al genooi vir 'n selgroep, of het jy 'n uitnodiging gehad vir 'n selgroep, en dan maak jy verskonings, of jy vlieg, of jy gaan so 2 keer, en dan kom jy agter, jy hou nie so lekker van die mense nie, hulle is nie so nice nie, hulle het issues. Hulle het issues, hierdie mense by hierdie sel. Nee, almal het issues, jy ook. Dis hoekom 'n mens na 'n sel toe gaan, want hulle help jou met jou issues. Maar ek is gelukkig perfek, ek het niks issues.
myself sal vir jou sê, dis nie die waarheid nie, daai is 'n leuen. Doen jy daai moeite? En ek wil vir jou sê, met groot liefde teenoor myself, toe ek hulle ontmoet het, en ons eerste keer by mekaar gekom, het ek nie gedink, hierdie kite gaan vlieg nie. Maar na so 3 of 4 keer, ons doen serieus moeite om by mekaar te kom. Ons skuif die dag van die week, sodat dit soveel as moontlik pas. Ons maak tyd, party ouens kom direk van die lughawe af terug, as hulle ergens was, of weg was, of wat ook al, of kanseleer werk, of skuif afsprake, maar as jy kan, dan jy's daar. Jy wil dit nie mis nie. Luister jy na God se stem? Ken jy hom in jou besluite? Met ander woorde, as jy daai tyd met die Here spandeer, 1 tot 1, of jy gaan kerk toe, en die Here praat met jou, en hy sê vir jou iets, luister jy, of sê jy, Johan, jy het nice gepreek, of ek het so mooi dingetjie gelees vandag in die Bybel, ek gaan dit op Facebook sit, en ek gaan 'n Instagram, en dan gaan ek 'n YouVersion prentjie maak, en ek gaan dit my profile pic maak, en almal sien dit op jou profile, maar hulle sien dit nie in jou lewe nie. Sien, die Bybel het iets te sê oor daai saak. Jakobus 1 vers 22. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Jy moet dit nie net aanhoor nie, want dan bedrieg jy jouself. Jy sal saamstem. As jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed soos of jy kyk na jou gesig in 'n spieël sonder om iets aan jou voorkoms te doen. Sê net gou vir my, as jy voor die spieël staan en jy kom agter dat jou hare staan so en ons net so groot geel puisie hier op jou kin, en jou wenkbroue die kant toe, en jy bietjie, jy weet, sulke lekker plooie geslaap in jou wang en so aan, en dan doen jy 'n paar goed aan jou, of gaan jy net so uit? Ons gaan nie net so uit nie. Die Here sê, dis presies dieselfde met God se woord. God se woord is soos 'n spieël. Dit praat met my oor my lewe, en ek moet iets daaraan doen. Nee, as jy in 'n spieël kyk, bekyk jy jouself. Jy gee nie pad en vergeet net wat jy gesien het nie. So, en hier kom hy moeilike vraag. Sien, daar's 'n manier om vir iemand te sê, ek gaan 'n koorspen, julle ken 'n koorspen, as jy dokter toe gaan, dan druk hy, kan meet hy jou temperatuur. Nou daar's 'n temperatuurmeter vir geloof, en dis een wat niemand van hou nie. Niemand hou van hierdie een. Dis die rede hoekom mense uit kerke uitgaan. Maar dis hoe dit is. Wie of wat kry die eerste deel van jou inkomste? As die Here vir jou gee wat jy het, en ek sê, ek kry my krag by God, en ek is afhanklik van God, dan sê die Here, nie ek nie, die Bybel, baie verse gaan lees dit, sê, gee jou eerste van jou inkomste vir die Here. Op ander plekke sê hy selfs die beste van jou inkomste. Hoekom? Want dit sê, ek is afhanklik van God. En dan betaal ek die res van my goed. En dis nie iets wat enige een van ons van hou om te hoor nie, myself ingesluit. Want ek weet wat gebeur tussen Desember en Januarie. Tussen Desember en Januarie gebeur daar 'n paar goed. Jou kinders is vir weke by die huis, hulle eet al die koskaste leeg, hulle het baie meer behoeftes. In Januarie is dit skool, en dis deposito's, en dis boekgelde, en dis nuwe skoolklere, en dis hierdie, en dis daai, en jy het hierdie honderde goeders, en jy het gaan vakansie hou op jou kredietkaart se overdraft, en dit mou nou by jou, en so ek weet wat ek sê wanneer ek dit sê, ek is ook 'n mens. Maar sien, ware krag is by God te vind, en net by God. En as ek en jy sê, maar ek het daai krag nodig, en jy het, of jy dit wil erken of nie, dan bekom daai krag uit hierdie verbintenis. En daai verbintenis werk nie op my of op jou voorwaardes nie. Want daai verbintenis is 'n verhouding, en 'n verhouding het sekere goed wat hom waar maak. Daar's 'n begin, daar is tyd saam, daar's gesprekke, en daar's opofferings. Ek gee van wat ek het,
vir die mense vir wie ek lief is. Dis wat 'n verhouding laat werk. Of dit tyd is en of dit wat ook al is. En die Here sê, maar dis presies so in my verhouding met hom. En dis waar ons krag te vind is. En ons vergeet dit so eenvoudig, maklik. Die eerste nok kom, die eerste moeilikheid kom, die eerste een wat jou kwaad maak, die eerste keer wat die bank jou bel, die banke deesdae baie moeilikheid, jy agterkom vir jou moeilikheid in die bank. Ja, hulle het baie moeilikheid, hulle bel my die hele tyd vir geld, shame, het hulle nie geld nie. En as daai oproepe kom, waar gaan soek jy jou krag? In jou eie planne, is ek reg? Ek gaan hierdie so, en ek gaan hierdie so, en ek gaan bietjie oortyd werk hier, en ek gaan dit, en ek gaan dit, en ek gaan hierdie skuif, en ek gaan daai, en ek gaan hierdie ding stop, en ek gaan daai ding verkoop, en ek gaan hierdie ding so, en ek gaan 'n tweede verband, en ek gaan dit, en dat, en in plaas van om eers net met die Here te praat, en te sê, Here, U is my krag. Gister staan ek langs 'n pa, en sy kind vra vir hom iets wat hulle graag wil hê. En ek begin huil toe hy antwoord. En ek het amper vir hom gesê, hoorie, wil jy nie môre preek nie? Toe sy kind vra vir wat hy nodig het, toe sê daai pa vir sy seun, hy kyk hom so, hy sê, my seun, die Here sal vir ons hierdie jaar gee, wat ons nodig het. Nie net wat ons wil hê nie, maar wat ons nodig het. En dis iemand wat verstaan waar sy krag vandaan kom. En selfs ek sukkel nog met daai. Mag die Here my en jou help om te besef dat ons krag kom nie uit onsself nie. Dit kom uit hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek prys U vir vandag en vir elke dag. Here, ek loof U dat U ons nie alleen los nie, dat U nie die wêreld aan mekaar gesit het en die skepping laat gebeur het en toe onttrek het en gesê het, nou gaan die toeskouer speel nie. Here, U speel nie toeskouer met ons nie, nie met die natuur nie, nie met ons as mense nie. Here, U is aktief betrokke by ons lewens en ek dink nie eers ons besef hoe aktief nie. Hoeveel keer U ons beskerm het, selfs al het ons nie gevra nie. Hoeveel keer U voorsien, al het ons nie gevra nie. Hoeveel U vir ons doen, al sien ons dit nie raak nie, Here. Maar ek wil vanoggend kom en vra, Here, vergewe ons waar ons nie U hand in ons lewe sien nie. Here, vergewe ons waar ons nie erken dat ons U nodig het nie. Vergewe ons, Here, vir die kere wat ons in ons eie krag en ons in ons eie vermoëns probeer planne maak. Here, vergewe ons waar ons nie 1 tot 1 met U tyd spandeer nie. Here, help ons om dit meer te doen. Here, vergewe ons elke keer, Here, wat U 'n kerkdiens aan mekaar sit, Here, sodat ons U kan gaan aanbid en ons wil net 'n bietjie laat slaap. Here, want U word nooit moeg nie. En as U moet laat slaap elke keer wanneer ons 'n eksamen skryf of 'n toets skryf of 'n nuwe werk begin of 'n moeilike besluit moet neem, dan was U die heeltyd afwesig, Here, want daar's soveel mense vir wie U moet aandag gee, maar Here, gelukkig word U nie moeg nie. En U is altyd by ons. Here, ons kan ongelukkig nie altyd dieselfde sê nie, daai koneksie, ons beweeg so ver van U af dat die prop uittrek. Want ons dink ons kan ons eie kragte dinge doen. Here, vergewe ons daarvoor. Here, help ons om tyd met U te spandeer, 1 tot 1 saam. Help ons, Here, in ons gebedslewe. Here, en as ons voel dat U ons nie hoor nie, dat ons 'n stoel daar sal neersit en ons sal verbeel U sit in daai stoel en met U sal begin praat. Here, want U is daar en U hoor. Maar Here, soms voel dit net vir ons U hoor nie, want ons is so selfsugtig met die manier wat ons bid. Here God, en bovenal vergewe ons waar ons U nie eer met die eerste en die beste van wat U vir ons gee nie. Here, ek vra vergewe ons. Here, gee ons hierdie jaar elke dag die krag wat ons nodig het. En mag ons ingeprop bly en mag U die een wees van wie ons krag kom en mag ons Facebook status nie dit sê nie, mag ons lewens dit sê en mag ons woorde dit sê. Dit bid ek, Here, in U naam alleen. Amen.